Advokaat Hendrik van Staten. Ons sê baie welkom aan advokaat Hendrik van Staten wat gereeld met ons praat oor die onderwerp van lig op die reg. Vanmôre die rol van gemeenskappe in misdaadvoorkoming. Hendrik, as ons praat oor die rol van gemeenskappe in misdaadvoorkoming, moet ons ook seker dadelik vra, weet wat moet ons doen as gemeenskap en waar moet ons betrokke raak? Maar kom ons sê daarom net eers goeiemôre en is alles wel aan jou kant? Goeiemôre Willem en goeiemôre aan ons luisteraars. Ja nee, het gaan hier so klop Disselboom, dan 'n reentjie begin val hier in die ou Transvaal. So ja, dinge lyk daarom goed. Ja nee, vandag praat ons oor 'n onderwerp wat Ekskuus, as jy sê reentjie val, ons is besig om die meeste boere hier by ons, as die meeste daarom klaar mielies geplant, en party begin nou met die sojas en die boontjies en dit reën bietjies te veel vir die ouens om gemaklik in die lande te kom, soos jy sê, dat 'n reentjie geval, jy weet, dink jy skrik party ouens, hulle gaan sommer buite toe kyk of het vanmôre by ons ook reën. Maar, dankie. Jy wou sê in die ou Transvaal? Ja nee, hier reën het baie lekker in die ou Transvaal. Die boere egter daar in die Suid-Kaap, verneem ek is hier baie droog. Ja, ja, hulle oes het glad nie goed gelyk nie, en vir al die canola was maar 'n groot misoes geweest. So hopelik is die boere daar by julle, het hulle daarom 'n goeie oes. Nee, baie dankie. Hendrik, ons praat oor die rol van die gemeenskappe in misdaadvoorkoming. En jy praat as 'n regsgeleerde, as 'n advokaat met ons daaroor. Waar wil jy begin met ons oor so wye onderwerp? Wel, eerstens is dit 'n onderwerp wat elkeen van ons raak, omdat misdaad in ons gemeenskappe in spesifieke areas waar ons bly, ons as gewone mense raak. Nou almal voel die effek van misdaad, of dit nou diefstal is, huisbraak, kapings, dwelms, bendes of selfs korrupsie. Dit raak nie net ons eie sak nie, maar ons veiligheid, ons vrede en ons toekoms. Maar nie net jou as individu nie, maar vir ons almal as 'n gemeenskap. Het sy dit is in die dorpie waar jy bly, die stad waar jy bly, of in die omgewing, of selfs die distrik waar 'n mens bly. Nou gelukkig word ons toegelaat in Suid-Afrika om verskeie inisiatiewe te hê, waar burgers by kan aansluit om te help met misdaadvoorkoming. En ons gaan nou vanoggend kyk na wat is hierdie rol wat ons as gemeenskappe in misdaadvoorkoming kan speel, maar ook wat ons as individue, want ons moet onthou, 'n gemeenskap bestaan uit 'n lot individue uit, wat almal geaffekteer word. En deur om net terug te sit en te sê, maar ek sit op my stoep, ek gaan niks doen nie, gaan nie help om misdaad te voorkom nie. Maar, soos het ons ou onder ons landswapen gestaan het, altyd ex unitate virus, eendrag maak mag. As ons mense kan saamstaan, dan kan 'n mens die wêreld op sy kop draai en goeie veranderinge tot gevolg hê. Nee, ek dink dit is 'n groot oproep wat tot ons almal gemaak word om bietjie nederigheid in die dag te lê en met mekaar saam te werk. Ja, definitief. En die werklikheid van dis misdaad, veral nou dat die polisie nie meer so effektief is nie, voel mense dit baie meer aan jou as persoon, dat misdaad wel hoër is as wat dit was in die vroeë 90's. En in baie areas voel mense onveilig in hulle eie huise. Hierdie misdaad is nie net eenmalig en dit groei baie keer in omgewings. Veral waar arme mense voel dit geen oppositie nie, of opsies nie. Jong mense geen mentors of rolmodelle het nie, en dit is ook iets wat baie belangrik is, want waar daar 'n afwesige pa is, of 'n afwesige man in 'n kind se lewe, beteken dit dat daar is nie 'n rolmodel wat daai spesifieke figuur
sy plek sy stewels kan volstaan nie. Want 'n pa is nie 'n ma nie en 'n ma is nie 'n pa nie. So daar is sekere goed wat hulle dan nou binne gesinsgeband, maar ook in gemeenskapsgeband verband met bydra. Ook dwelms en bendes is ook deesdae baie meer toeganklik, veral nou dat dagga wettig is. En deesdae ontbreek goeie ouerleiding in verskeie opsigte, maar ook gemeenskapsbetrokkenheid. Want hierdie goedjies alles lei daartoe dat mense self verwaarloos voel. Hulle raak meer ontvanklik vir misdaad, want daar word niks gedoen daaromtrent nie, so dan sit maar 'n gevoel van laat God se water oor God se akker vloei. En dis nie net omdat so 'n persoon sleg is nie, maar omdat hulle nie beter geleenthede sien nie. Ek onthou hierso op die plotte noord van Pretoria was te lustig om te bly in die vroeë 2000s. Maar nou in die 2020 wil niemand daar bly nie, as gevolg van misdaad en swak dienslewering. En so het die werklikheid van misdaad Suid-Afrika op sy kop begin draai. As ek vat ook toe ons destyds in Braamfontein, Johannesburg gaan vakansie hou het, en ek vertel dit nou vir jonger geslag mense, ek sê glo hulle my nie, want wat se reg denkende mens gaan hou vakansie in die middestad van Johannesburg? En ons nog met die bus gery, en daar het die Carlton Hotel nog bestaan, en ek onthou daar was so 'n restaurant gewees wat so in die ronde gedraai het, en Johannesburg was 'n posplek gewees. Ons het trein gery die Kaap uit, en dit was veilig. So al hierdie is die werklikheid van misdaad, wat ons as ouer garde kan sien, hoe dit oor jare wel die verval plaasgevind het, maar wat die jonger geslag as normaal aanvaar, omdat hulle nie noodwendig beter ken nie. Ja, en jy weet om dit te verduidelik, teenoor iets wat jy nie beleef het lank terug nie, is baie moeilik, want jy het nie, die jonger, hulle het nie 'n verwysing van dit wat nie, maar van wat lank terug gebeur het nie. Maar vir die ouer mense wat weet hoe dit kan beter en rustiger en veiliger wees, is dit 'n aanpassing, 'n kopskuif om te maak. Maar ek was sommer so tussenin vra, jy is nou besig daarmee, jy dink nie een van die goed wat gebeur met verval is partykeer dat dit so trapsgewys, stelselmatig gebeur dat ons eintlik maar lamlendig gewoond raak en sê ja, dit is nou maar die verloop van omstandighede en sake en die politiek en die wat ook al in die land self, die kerk in die wêreld of in die land of in die gemeente. En dan raak ons maar sê dit is seker maar hoe dit is. Ja, want die ding is die kopskuif wat baie mense gemaak het is eerstens waar dit vroeë jare was in die beste belang van die gemeenskap, het dit nou meer persoon self gesentreerd geraak. En ons het maar gewoond geraak soos dinge agteruit gaan om nie te kla nie, want as ons kla gebeur daar niks nie. En as 'n mens dit vergelyk met die Bybel, het die Hemelse Vader nooit gaan sit op 'n hoopie en gaan huil en gesê, maar hoorie, ek gee nou op nie. Hy het mense geïnspireer. Is dieselfde soos die briewe wat deur die apostels aan die gemeentes gestuur is, om hulle te motiveer en te sê, maar volhard in die verloof, moenie opgee nie. En dit is 'n kopskuif wat ons moet maak, dat 'n mens kan nie gaan sit met 'n mentaliteit, maar ek is 'n slagoffer nie. Die mentaliteit wat ons moet hê is, wat kan ek doen om nie 'n slagoffer te wees nie, of om ander mense dalk te help om te word vir 'n gemeenskap of vir gemeentes, vir 'n gemeenskap. Dis tussen kerke en oor kerkgrense heen ook. En partykeer nie net kerke nie, weet sommer tussen gemeentegrense heen. Maar dit is jou eerste linie van verantwoord en jy het begin en eintlik almal opgeroep. Van onderwysers, ouers, ek weet nie of jy die dominees bygesit het nie, ja, het hulle en wie ook al. En dis almal van ons wat elke dag met die gemeenskap te doen het, want ons is die gemeenskap, nee, want hierdie gemeenskap word uit individue
saamgestel. Ons is die individue wat die gemeenskap maak. So elkeen van ons is eintlik in die eerste linie. Korrek. Maar kom ons kyk op wat is die praktiese maniere waarop gemeenskappe kan help om misdaad te voorkom. Want is nou alles goed en wel 'n mens sluit aan. Maar kom ons gaan kyk na die eerste een. Dit is gemeenskapforums of polisieeringsforums in buurtwagte of selfs plaaswagte. Nou, die doel om aan te sluit is nie om mense self te arresteer of aan te rand of wet in eie hande te neem nie, maar eerstens om waaksaam te wees. Want as jy bewus is, deurdat jy aan 'n buurtwag behoort en jy op hulle WhatsApp groep is of op hulle inligtinggroep of e-pos ontvang, dan weet jy wat in jou area aangaan. Jy weet waar om op vooruit te kyk. Jy weet wat is verdagte gedrag. Jy weet wat se persoon is besig met snaakse goed en kom verdag voor. En so kan jy byvoorbeeld jouself beskerm, jou vriende beskerm, jou familie beskerm en jou kinders beskerm en hulle ook toerus met die nodige kennis waarvoor om uit te kyk. Want die deel van inligting is baie belangrik in die beste belang van die gemeenskap, maar dit maak dit ook makliker soos op 'n WhatsApp groep dat mense aan verdagte aktiwiteite baie vinnig kan aanmeld en dan die nodige reaksie kan kry van die polisieeringsforum, maar ook van die polisie of die sekuriteitsdienste in die area. Jy weet, ek dink ons raak so, of laat ek vir jou die vraag vra. Jy dink nie ons word groot gemaak om elkeen ons man te staan, om ons eie persoon te wees, om ons eie individu karakter, dat ons so onafhanklik gedryf word om, as ons dink ons moet saam iets doen, dat dit gaan afbreek doen aan hierdie beeld wat ons moet uitleef van ek moet my eie man staan, ek my eie onafhanklikheid, ek moet my eie ding doen. Dit is so, maar dis hoekom ek sê, deesdae lyk dit of mense meer selfgesentreerd is op hulle eie, in plaas van gemeenskapsbelang. Want as die eie ek kan alles doen. Maar as 'n mens saam staan met ander persone, is jy net soveel sterker as wat jy op jou eie staan. Dis soos die Vikings destyds met hulle skilde. Hulle het 'n skildmuur gebou en saamgestaan en so het hulle vyande verslaan. Want as een ou apart gestaan het of daar nie 'n volle skildmuur was nie, dan was die ou baie gou dood gewees. Ja, natuurlijk, en as hy uit die skildmuur uitgetree, dan was daar 'n gaping wat die ander weerloos gelaat het, want sy skuld was nie op sy plek nie. En dis waarskynlik wat gebeur as ons dan as individue uit hierdie muur van die gemeenskap uittreë. Ja nee, dis korrek. Maar nog 'n baie belangrike ding is, en ons het so goeie Afrikaanse sêding, ledigheid is die duiwel se oorkussing. En dit is wat 'n mens met jong mense betrek. Want baie misdaad begin by jong mense wat niks het om te doen nie. En wanneer ons jong mense intrek by sportprogramme, want dat hulle aktief is en hulle deel is van die gemeenskap, help dit hulle, maar dit stimuleer hulle ook en hou hulle besig en leer hulle ook om saam met ander te werk, maar ook om hulle brein te gebruik en ook fisies. Ook is dit baie belangrik dat ouer mense, jong mense probeer mentor en raad gee. Want jong mense kan leer uit dom besluite wat ons as ouer mense gemaak het. En net so kan ons dan keer dat iemand dalk, al is dit 1 of 2 persone wat se lewens ons aanraak, dalk die verkeerde pad volg. Maar dat hulle liewer besluit om die regte keuse te maak, omdat daar 'n ouer persoon is wat hulle gementor het. Dieselfde is werks- en vaardigheidsprojekte moet geskep word. Want baie jong mense weet nie meer deesdae hoe om basiese goed te doen soos wat ons by ons paas geleer het, want ons nie meer altyd paas om hulle te leer nie. Soos hoe om 'n gloeilamp te vervang of hoe om 'n elektrisiteitsprop te herbedraad. Daai basiese goed wat byvoorbeeld
'n man vir 'n jonger seun kan oordra. Hoe om net te ver? Want baie van ons ouer mense weet om iets te doen, en ons neem aan kinders weet ook om dit te doen, maar ons het ook iewers geleer hoe om die regte manier iets te doen. En as mens dan 'n jonger kind vat en vir 'n jonger kind leer en sê, so word dit gedoen, dan plant jy 'n saadjie van kennis wat jy oordra en wat daai persoon dalk kan gebruik om vir hom 'n lewe te kan mee maak in die wêreld. Want deesdae, as jy met jou hande kan werk, is die kans baie goed dat 'n mens daarom iets in die lewe kan behaal, en ook as jong mense dan aktief is, help dit om misdaad in gemeenskappe te verlaag. Ja, ek dink die deel is om praktiese kennis te hê en nie net teoretiese kennis oor iets nie. Jy weet dit, die oomblik wat jy met jou hande iets doen, maak nie saak of dit in watter wyse is nie, dan leer dit vir jou die praktiese. Jy weet, jy staan nie ergens op voor 'n rekenaar of 'n witbord of swartbord en sê net hoe dinge gedoen word nie, maar jy weet wat en hoe dit voel. Jy het eintlik, om die ou spreekwoord te gebruik, en daai persoon se skoene gaan staan. Jy weet hoe voel dit in so 'n persoon se skoene om te werk, om te sukkel met iets, om iets te voltooi wat jy mee begin het en miskien met sweet en, kom ons hoop minder bloed, sweet en bloed, voltooi het. Hendrik, ons praat oor die rol van gemeenskappe en misdaad voorkoming vanmôre. En jy het nou vir ons eintlik gesê, jy weet, daar's die werklikheid daarvan, die eerste linie daarvan, die praktiese manier om teen te staan. Dis een van die eienskappe, nie dalk net om erkenning of erkentlik te wees, nederig te wees in jou lewe, om te erken, ek het ander nodig. Ek erken ander as my medelandsgenote, volksgenote, geloofsgenote. Want om jou woorde van net nou te gebruik om, jy weet, ons is so individualisties, ons so amper egosentries, amper net op ons eie selfstandigheid gerig. Is nederigheid nie 'n werklike en ek praat nie van nederigheid in jou lewe nie, ek praat van nederigheid teenoor mekaar in jou gemeenskap, nie 'n gebrek wat ons dalk mee sukkel nie. Dit is ook baie belangrik, want die ding is, en dit is soos Jesus ook as voorbeeld vir ons geleef het, hy was nederig geweest. Hy het nie die erkenning gesoek nie. Nou, baie mense wil erkenning hê vir wat hulle doen. En mense het nie altyd erkenning nodig nie, want 'n mens weet, as jy 'n verskil maak, sal iemand vir jou kom sê uit hulle hart uit dat jy 'n verskil gemaak het. Want die wêreld gaan nie oor my eie ek en wie ek is en wat ek gedoen het nie. Dit gaan oor, het ek 'n verandering gemaak, positief. En hoe sê mens moet nie jou eie beeld blaas nie, ander mense kan dit doen. So jy moet nederig wees en jy moet nog steeds wil dien, want dit is al hoe mens dan diensbaar kan wees as mens dit so wil noem. Maar daar is nog 'n belangrike ding, en dit is iets soos onderhoud aan enkel ouer gesinne, en ek sien dit baie keer, want baie jong mense val van die pad af omdat daar nie goeie leiding by die huis is nie. En ja, deesdae het mens baie enkel ouer gesinne, en dan is dit 'n ma met 3 kinders of 'n pa met 2 kinders, en gemeenskappe kan mekaar ondersteun, want as daai persone betrokke is by die gemeenskap soos by kerke en organisasies, dan kan hulle ingetrek word en gehelp word, soos naweek sokker en netbal, naweek aktiwiteite vir die jeug, dat daai ma of pa ook dalk 'n geleentheid kry om 'n bietjie huis skoon te maak of iets anders te doen. Huiswerk klubs. Onthou, enkel ouer kom nie altyd by hulle kinders se huiswerk uit nie. As jy miskien by die enkel ma is by die huis is miskien, en jou bure is 'n enkel ouer, miskien daai kind inkry om bietjie te help met die huiswerk ook.
Dit is ook belangrik dat 'n mens miskien mentorgroepe stig soos by die kerk, wat enkelouer kinders kan help met mentorskap en dan ook met motivering. Maar dis ook belangrik dat daar vadersfigure en moederfigure is vir kinders sonder ouers. Want baie keer is dit iets wat 'n groot leemte laat. En as 'n mens nie 'n moederfiguur of 'n vaderfiguur het nie, is dit baie keer dat as wanneer jy groter word, jy sukkel oor hoe moet jy die teenoorgestelde geslag hanteer. Ek het al mense gekry waar vrouens dink maar dis normaal dat 'n man haar moet slaan want haar pa het haar ma geslaan en oupa het vir ouma geslaan. Maar omdat hulle nie weet wat beter is of blootgestel is aan 'n figuur van die teenoor geslag wat vir hulle moet sê maar hoe moet dit wees nie. En dit is hoekom dit ook baie belangrik is dat soos wat Jesus ook gesê het, laat die kinders na my toe kom, moet hulle nie verhinder nie. Laat ons in ons gemeenskappe, maak nie saak hoe oud jy is nie. Jy kan 'n bydrae lewer om 'n mentor te wees, of 'n vader of 'n ouma of 'n oupa figuur vir kinders wat nie oupas of oumas het nie, want deesdae baie kinders het nie meer niggies of neefies nie, want dit is enkel kinders. Laat 'n mens daar kan wees vir sulke kinders ook. Hendrik, so dis eintlik 'n hele spektrum van 'n linie van weerbaarheid wat ons moet oprig om weerstand teen misdaad op te bou. Kom ons sluit af en ek vra vir jou so, hierdie gemeenskapsbetrokkenheid by misdaadvoorkoming, beleef jy, en jy's 'n regsgeleerde, miskien nie net van jou eie nie, maar ook van ander sake en praktyke, dat daar 'n gebrek aan waardevorming was by die jeug? Is dit hoekom jy so telkens terugkom na die ouers se betrokkenheid toe, selfs die onderwysers se betrokkenheid by die kinders in hulle skool? Dink jy die grondslag word nie noodwendig goed genoeg gelê nie? Sonder om beskuldiging te wees, ek vra net kom ons sê 'n waardeoordeel. Statistiek het bewys waar kinders met enkelouers groot word, daar 'n groot leemte is en dat gewoonlik daai kinders meer geneig is om in tronke op te eindig, as in gesinne waar daar 'n pa en 'n ma is wat na die kinders kyk. En gelukkig is daar soos gemeenskapspolisieeringsforums, plaaswagte, buurtwagte, is daar organisasies wat saam met ander organisasies in die gemeenskap gebruik kan word om seker te maak dat van 'n jong ouderdom hierdie kinders gehelp kan word om op die regte pad gelei te word. Ook soos daai spreekwoord sê, buig die boompie terwyl hy nog jonk is, om te verhoed dat kinders opeindig as 'n lid van 'n bende of met dwelms. En ja, selfs ons blankes, dit is iets wat kommerwekkend is en wat ek al hoe meer sien. Ongelukkig in ons blanke gemeenskappe is die gebruik van dwelms. Want ons Afrikaners is baie keer te bang om daaroor te praat. Ons bly stil want dit is 'n verleentheid. Moenie net sê moenie dit doen nie, verduidelik vir die kinders hoekom hulle dit moet doen. Soos wat ons onlangs in ons gemeente 'n goeie getuienis gehad het van 'n 24-jarige dogter wat uit normale huis uit gekom het en wat vir 3 jaar van hel gehad het met dwelms. So dit is 'n kopskuif wat gemaak moet word in die beste belang van die gemeenskap, maar ook vir die toekoms van ons kinders. Dieselfde as ons altyd net gaan sê, nee, daar's nie 'n toekoms nie, die land is in sy kanonnen, soos wat baie mense doen. Dan gaan mense glo daar's nie 'n toekoms nie, dan gaan mense begin negatief raak. Maar as jy jong mense motiveer om te sê, maar daar is 'n toekoms. Jy kan met jou hande werk. Jy kan A, B, C, D geleenthede doen. Dan motiveer ons hulle en dan laat ons hulle 'n positiewe lewensuitkyk kry. Maar selfs deur net vertroue te bou met die polisie. Ja, daar's baie korrupsie wat voorkom in die polisiediens. Daar's onbevoegde polisiemanne, maar daar is ook nog steeds polisiemanne vir wie dit 'n passie is om 'n lid van die Suid-Afrikaanse polisiediens te wees. En om hande te vat
met die gemeenskap, in sulke gevalle sal dan tot voordeel wees van almal in die gemeenskap, maar ook veral vir die kinders soos hulle groot word. Want as ons nie daai boompie buig terwyl dit nog jonk is nie, kan daai selfde jong mense oor 'n paar jaar as ons middeljariges oud is, dieselfde persoon wees wat ons van ons geld beroof of ons inbreek by ons huis om ons hardverdiende goedjies te verkoop vir dwelmgeld. Ja, ek dink as ons nou eers oor spesifieke kriminele elemente soos oor dwelms begin praat en ander mense wat verslaaf raak aan ander nie net afhanklikheidsmiddels nie, maar ook lewenswyse, dan besef ons dat ons van werklik van kindsbeen af, van die grondslagfase af, die regte waardes, normes en beginsels moet leer vir ons kinders, sodat ons nie later moet opeindig nie. Jy het 'n paar keer vanoggend die woord gebruik, buig die boompie terwyl hy jonk is. So, laaste woord van jou af, asseblief Hendrik, en die miskien jou slotsom oor die rol van die gemeenskap in misdaadvoorkoming. Dis duidelik, misdaad kan nie net deur die regering en die polisie gestop word nie. Gemeenskappe is die sleutel daartoe. Elkeen van ons het 'n rol om 'n hand uit te reik, 'n jong mens te bemoedig, 'n ouer te ondersteun, 'n buurt te verenig en die pad ligter te maak. Want wanneer ons saam staan, kan ons strate, ons huise en ons kan ons toekoms terugneem. En dan kom ons bou nie net gebou nie, maar kom ons bou ons gemeenskappe en ons mense. Ja, en as ons dit wil reg doen, dan weet ons het 'n Bybel met baie goeie norme, standaarde en wat tyd, die maatstaf, die tyd toets deurstaan het van goeie beginsels. Hendrik, tot 'n volgende keer, miskien as iemand met jou wil kontak maak, gee gerus 'n nommer. Willem, ons luisteraars kan my gerus 'n e-pos stuur by HP van S3 en dan die @ by gmail.com. En ja, as daar spesifieke regsonderwerpe is wat hulle wil hê ons moet bespreek, is welkom om voorstelle te maak. En ja, dan gesels ons weer op 'n volgende keer. 'n Geseënde week vir jou Willem en 'n geseënde week vir ons luisteraars. Ek herhaal net advokaat Hendrik van Staten se e-pos adres. Dit is HP van S soos HP Hendrik Petrus van Staten HPVS3@gmail.com. Baie dankie Hendrik. Ons praat ons weer volgende keer soos jy gesê het.